Ek is Andrew Herbs van Eduplex Hoërskool en my onderwerp is polemiek skend en die impak is nimmer eindigend. Dom, lelik, stupid. Jy het die intelligensie van 'n pannekoek, jy het heeltemal te veel hare en jy het heeltemal te min. Nou, ek weet wat u dink. Die vermetelheid. Dames en here, ek is eintlik 'n goedgemeneerde jong man wat baie goed weet dat hierdie dinge onvanpas is. My ma sit immers in hierdie gehoor en ek is banger vir die kyk wat sy my sal gee as vir 'n pofadder. Die doel van my polemiek is om u die werklikheid van woorde se impak te laat voel. Die definisie van polemiek is 'n sterk verbale of geskrewe aanval op iemand of iets. Dit word dikwels gekenmerk deur sy aggressiewe en omstrede aard. Daarom is ek van mening dat polemiek skend en die impak is nimmer eindigend. Dames en here, beoordelaars, woorde het krag. Eerstens, polemiek verpletter die individu. In 'n artikel getiteld The State of Online Harassment beskikbaar op www.pewresearchcenter.com skryf professor Emily Anderson in Januarie 2024 dat meer as 40% van jong volwassenes teistering op online platforms ervaar. Let wel, nie kritiek nie, maar karaktermoord. Professor Anderson verduidelik in hierdie artikel dat mense se kommentaar op online platforms noodlottige gevolge kan hê, aangesien dit gemik is om individue aan te val. Hul geslag, hul etniese agtergrond, die beroep wat hulle volg, selfs die klere wat hulle dra, word spreekwoordelik uit mekaar getrek. Die skokkende deel hiervan is dat daar volgens professor Anderson 'n groot hoeveelheid mense is wat selfmoord oorweeg weens hierdie karaktermoord. Dames en here, hierdie is die perfekte voorbeeld van die nimmer eindige effek van polemiek. Wanneer iemand se karakter eerder as hul idees aangeval word, word hul menswaardigheid geskend. Tweedens, wonder ek, vir wie is polemiek vry en vir wie nie? As ek by Google die vraag intik, wie in Suid-Afrika het vryheid van spraak, sê Google dat almal in Suid-Afrika die reg het tot vrye spraak, soos per artikel 16 van die Grondwet. So, hier staan ek vandag en praat, want daar was vir my gesê dat ek mag. Daar is vir my gesê dat ek oor 'n onderwerp mag redeneer, mag dink wat ek wil, my opinie mag lewer waarop ek wil. Maar dan word daar ook vir my gesê, nee, jy mag nie dit sê nie, of jy mag nie daaroor praat nie. So, wat mag ek sê? Waaroor mag ek praat? Vir wie is polemiek vry en vir wie nie? Op die World Economic Forum se webtuiste publiseer Dr. Sadia Zahidi in Augustus 2025 in die 18de uitgawe van die Wêreldrisikoverslag dat die vernietigende effek van die politieke leiers se verskillende menings een van die grootste wêreldwye risiko's is. In normale Afrikaans beteken dit dat wanneer mense net hul eie standpunte hoor, word verdeeldheid versterk. In ons land was al baie gevalle waaraan ek kan dink wat verseker tel as polemiek, of beter bekend as haatspraak, soos toe 'n sekere politieke party letterlik in die publiek gesê het dat hulle boere wil vermoor. Vir my en miljoene ander Suid-Afrikaners word dit beslis gesien as polemiek, as wreed of as boosaardig. Hierdie politieke party het later in die hof verskyn en toe het regter Edwin Molahini gesê, en ek haal aan, dit is nie haatspraak nie en dit moet opgepas word onder vryheid van spraak. Ek sê weer, polemiek, veral deur die politieke leiers, dryf mense uitmekaar en breek sosiale samehorigheid af. Dames en here, ek glo dat vryheid van spraak 'n reg behoort te wees, nie 'n wapen nie. Derdens, glo ek vas dat polemiek die waarheid verdraai vir eie gewin. Nee, nie jok nie, net 'n bietjie verdraai. Jette, mense hou van skinder. Die onlangse Mel en Piet Viljoen-skandaal is 'n pype voorbeeld hiervan. Die media het gegons van almal se opinies.
Ongelukkig het dit vir my voorgekom asof mense vergeet het dat die viljoen egpaar ook harte het. Hulle kan ook seer kry en emosionele skade opdoen deur ander se verdraaiing van die waarheid. Mevrou Deborah Roy, 'n dosent aan die Universiteit van Massachusetts, het tydens 'n kongres in Maart 2025 haar standpunt oor die verdraaiing van die waarheid uitgespreek. Die kundige meen dat vals nuus tot 6 keer vinniger as die waarheid op sosiale media versprei. Hoekom? Want polemiese inhoud is meer skokkend en emosioneel. Mense reageer eerder op sensasie as op feite. Dit onderstreep my argument dat in 'n wêreld waar een tweet, een mening of een uitspraak binne sekondes versprei, die polemiek die mag het om mense permanent te skend vir eie gewin. Ten slotte, daar word gesê dat die pen magtiger as die swaard is. My mening is eerder, woorde en dade maak seerder as swaarde. Kies dus sagte woorde, sodat u nie individue verpletter nie. Ja, vryheid van spraak is 'n reg en dit is vir almal, maar dit moenie as 'n wapen gebruik nie. En laastens is dit nooit aanvaarbaar om die waarheid te verdraai en in die proses mense te skend nie. Dames en here, ek sê weer, woorde het krag.